Hallo daar en welkom. Is julle gereed? Want vandag gaan ons op 'n regte, egte avontuur, 'n energieavontuur, om uit te vind waar al die krag in die wêreld vandaan kom. So, kom ons spring dadelik weg met 'n vraag vir jou. Het jy al ooit, terwyl jy buite in die son rondhardloop en speel, vir 'n oomblik gestop en gewonder, waar kry ek al hierdie krag vandaan? Wel, die antwoord is nogal verstommend. Ons gebruik daardie krag vir absoluut alles. Dis nie net vir speel en hardloop nie, nee. Jy gebruik dit om te dink, om asem te haal en, glo dit of nie, selfs wanneer jy slaap, is jou liggaam besig om energie te gebruik. So, die antwoord op daai groot vraag? Dis een enkele, kragtige woord: energie. Ja, dis amper soos 'n geheime superbrandstof wat alles, en ek bedoel alles, in jou liggaam laat werk. OK, maar wat presies is energie? Kom ons dink so daaraan. 'n Kar het petrol nodig om te ry, reg? Sonder petrol staan hy net stil. Wel, ons liggame is presies dieselfde. Sonder energie wat ons uit ons kos kry, kan ons net mooi niks doen nie. So, waar begin hierdie hele energie-storie? Waar kom alles vandaan? Wel, om die antwoord te kry, moet ons opkyk, reguit boontoe, na die hoofbron van amper alle energie hier op aarde. Jep, jy het reg gerooi. Die son. Elke liewe bietjie energie, van die krag wat jou help om hoog te spring, tot die energie wat in daai appel is wat jy eet. Dit alles het sy reis begin as 'n sonstraaltjie wat op ons planeet skyn. Maar wag 'n bietjie, hoe op aarde kom sonlig in ons kos? Wel, dis waar die eerste en ek dink die mees magiese stap van alles gebeur, en dit gebeur reg hier in die groen wêreld om ons. Hierdie ongelooflike proses het 'n groot naam: fotosintese. Maar weet jy wat dit eintlik beteken? Dis basies hoe plante sonlig eet. Hulle neem sonlig, 'n bietjie water en lig en woorts, hulle maak hul eie kos en stoor al daardie sonenergie diep binne in hul blare. Goed, so die plant sit nou vol sonenergie, maar hoe kom daardie energie nou by ons uit? Wel, dit volg 'n spesiale pad, 'n pad wat ons 'n voedselketting noem. Dink aan 'n voedselketting soos 'n skattejagkaart vir energie. Dit wys presies hoe die energie van een lewende ding na die volgende een spring. Is julle reg? Kom ons volg die avontuur van een sonstraaltjie en kyk waar hy opeindig. Die reis begin hier. Die son se strale val op die gras. Die gras drink daardie sonlig op, gebruik fotosintese om te groei, en sien daar, die son se energie is nou in die gras gestoor. Maar dan kom 'n sprinkaan aangehop. Hy pesel lekker aan die gras. En soos hy eet, spring daardie sonenergie van die gras oor na die sprinkaan toe. Dis nou sy brandstof. Maar die energiereis is nog lank nie verby nie. O, kyk daar. 'n Hongerrot sien die sprinkaan en hap. Daar dieselfde energie spring nou oor van die sprinkaan na die rot. En die ketting gaan aan, want wie kom nou hier aangeseil? 'n Slang. Hy vang die rot. En nou is al daardie oorspronklike sonenergie wat in die gras was, toe in die sprinkaan, toe in die rot. Nou is dit alles in die slang. En heel laaste, hoog bo in die lug, sien 'n arend die slang. Hy duik af en vang hom. Die energie het nou die heel boonste punt van hierdie spesifieke voedselketting bereik. Dis daai energie wat die arend die krag gee om so hoog te vlieg. Sien julle hoe dit van die een na die ander oorgedra is? Nogal cool, né? So, in enige voedselketting kry jy verskillende soorte eters. Jy kry die herbivore, dis die planteters, soos ons sprinkaan. Dan kry jy die karnivore, dis die vleiseters, soos die slang en die arend. En dan is daar omnivore. Hulle is nie so kieskeurig nie. Hulle eet sommer plante en diere. OK, dis alles goed en wel vir diere. Maar wat van ons? Waar pas mense in hierdie groot energieprentjie in? Wel, kom ons dink 'n bietjie aan wat op jou bord is. Jep, ons mense is omnivore. Ons eet plante soos wortels en appels en ons eet diere soos hoender en vis. So, die volgende keer as jy aan 'n lekker maaltyd weglê, onthou, die energie in daai kos het 'n ongelooflike lang reis agter die rug en dit het alles by die son begin.
En om seker te maak ons kry die heel beste energie, moet ons 'n gebalanseerde dieet eet. Dis 'n deftige woord wat net beteken ons moet 'n mengsel van verskillende goeders eet. Ons het koolhidrate nodig vir vinnige brandstof, proteïene om ons spiere sterk te maak en natuurlik vette, vitamiene en minerale om ons gesond te hou. En weet jy wat? Nie alle energie is dieselfde nie. Dis amper soos die verskil tussen 'n vuurhoutjie en 'n kers. Suiker is soos 'n vuurhoutjie. Dit gee jou 'n vinnige, helder vlammetjie van krag, maar dan is dit vinnig weer uit. Maar dinge soos vleis, eiers of brood, dis soos 'n kers. Dit brand stadig en gee jou bestendige energie wat jou vir 'n baie langer tyd aan die gang hou. Okay, so nou dat ons verstaan hoe hierdie hele ketting werk, is daar een laaste en baie belangrike ding waaroor ons moet dink. Hier is dit. Alle lewende dinge is aan mekaar verbind. Wat beteken dit? Dit beteken elke liewe plant en dier, of hy nou so groot soos 'n olifant of so klein soos 'n muur is, speel 'n superbelangrike rol. Elkeen is 'n skakel in hierdie massiewe, wonderlike ketting van lewe. En dit los ons met een laaste, groot vraag om oor te wonder. As net een van daardie skakels in die voedselketting breek, sê nou maar, al die gras in die wêreld verdwyn, wat dink jy gebeur dan met die res van die ketting? Dink 'n bietjie daaroor. Baie dankie dat julle saam met my op hierdie energieavontuur was.